Goeiemôre. En vandag is ons by die voorlaaste hoofstuk in Matteus. Matteus hoofstuk 27. Matteus handel oor Jesus se verhoor, die kruisiging en begrafnis. Net 'n kort opsomming voordat ons lees. Judas verraai Jesus vir 30 silwerstukke en hang homself dan op nadat hy berou gevoel het, né? Jesus word voor Pilatus verhoor, wat geen skuld vind nie, maar toegee aan die skare se eise om hom te kruisig. Soldate bespot Jesus en hy word saam met 2 diewe gekruisig. Jesus sterf toe en sy liggaam word deur Josef en Arimatea versoek, wat hom in sy graf begrawe. En die sleuteltema sluit in Jesus se onskuld, die vervulling van profeseë en die kontras tussen die menslike verwerping en goddelike doel. En die meeste van die profeseë in die hele Bybel verwys na hierdie oomblikke. Jesus word toe aan Pilatus uitgelewer. Vers 1. Die môre vroeg het al die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk die besluit geneem om Jesus dood te maak. Hulle het hom geboei en hom toe weggebring en aan Pilatus die goewerneur uitgelewer. Die dood van Judas. Vers 3, toe Judas die verraaier sien dat Jesus tot die dood veroordeel is, het hy spyt gekry. Hy het die 30 silwermuntstukke teruggebring na die priesterhoofde en na die familiehoofde toe en vir hulle gesê, ek het gesondig. Ek het 'n onskuldige man verraai. Maar hulle antwoord, wat het ons daarmee te doen? Dit is jou saak. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie geoorloof om dit in die tempelfonds te stort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop, as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Toe is die woord vervul, wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het. En hulle het die 30 silwermuntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal. En hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker. So het die Here dit aan my opgedra. Ja, Jesus verskyn voor Pilatus, vers 11. Jesus is voor die goewerneur gebring en die vra hom, is jy die koning van die Jode? Jesus antwoord, dit is soos u sê. Op die beskuldigings van die priesterhoofde en die familiehoofde het hy Jesus niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir hom, hoor jy nie waarvan hulle jou alles beskuldig nie? Maar Jesus het hom op geen enkele woord 'n antwoord gegee nie, sodat die goewerneur baie verbaas was. Vers 15, die goewerneur het die gewoonte gehad om elke Paasfees vir die mense een gevangene van hulle eie keuse los te laat. In hierdie tyd was daar 'n berugte gevangene met die naam Jesus Barabbas. Aangesien die mense tog bymekaar was, het Pilatus hulle gevra, wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Jesus Barabbas of Jesus wat Christus genoem word? Hy het geweet dat die priesterhoofde hom uit afguns uitgelewer het. Terwyl Pilatus op die regbank sit, het sy vrou vir hom 'n boodskap gestuur. Moet tog niks met daardie onskuldige man te doen hê nie, want ek het vannag 'n vreeslike droom oor hom gehad. Intussen het die priesterhoofde en die familiehoofde die mense oorgehaal om vir Barabbas vrylating te vra en vir Jesus die dood. Die goewerneur vra hulle toe, watter een van die 2 wil julle hê moet ek vir julle loslaat? Barabbas, antwoord hulle. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skreeu hulle almal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skreeu nog harder, kruisig hom.
Toe Pilatus sien, dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk, laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. Ja, die soldate bespot Jesus, Vers 27, daarna vat die soldate van die gouverneur vir Jesus in die amptswoning in en bring die hele leerafdeling rondom hom bymekaar. Hulle trek toe sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u koning van die Jode. Hulle het op hom gespoeg en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om gekruisig te word. Vers 32. Toe hulle uitgaan, kry hulle 'n man van Sirene met die naam Simon, en hulle het hom gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Hulle kom toe by 'n plek wat Golgotha genoem word. Dit beteken kopbeenplek. Daar het hulle hom 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink. Maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het hom gekruisig en sy klere verdeel deur te loot. Daarna het hulle gaan sit en by hom waghou. Bo aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is, en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom, en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom nou red, as hy dan behaag in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Jesus sterwe toe. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3 uur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep. Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou. Hy vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. En Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middel deurgeskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Vers 52. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Zebedeus.
Ja, Jesus word begrawe, vers 57. Laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra, en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in skoon linne toegedraai, en dit daarna neergelê in sy eie nuwe graf, wat hy in die rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. 62. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê: Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieger nog geleef het, hy gesê het: Na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kom steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle: Hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf so goed as julle kan. Vers 66, en ons sluit af met dit. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig, deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Ja, dit is die geskiedenis van Jesus se kruisiging, sy bespotting, sy lyfstraf, alles wat in die profeseë beskrywe is. Seën, vrede en genade vir julle almal wat kinders van die Here is. Mag hy julle bewaar tot en met Jesus se wederkoms. Amen.